kry een blondine in die ateljee en kry nog een gratis, want Tanya de Venter-Byker sluit nou by ons aan vir die hoofkoerant stories vir die dag en jy's ook pragtig in 'n variant van pers geklee. Ja, dis helaas my enigste variant van pers wat ek aan het. Ek wil net sê ek dink Jennifer gaan net voor 8 die uithol om haar Ben Fuller kaartjie te boek. 100% voor. Nou ja, kom ons gaan oor na die persverklaring van die FSA. Liewe aarde Tanya, dit voel vir my soos 'n laerskool bekleierery, want die een sê nou dit en die ander een sê nee, jy het nie dit gesê nie en ek gaan nie na die partykoet toe kom nie en die ander een sê nee, maar hy gaan dalk nog kom. Kan ons nou net op 'n besluit konsentreer en aangaan? Ja, soos jy dit ook in die 6 uur nuus gehad, gistermiddag, donderdagmiddag, het president Ramaphosa gesê daar's 'n ommeswaai, hulle is nou in gesprek met Amerika om wel die naweek die G20-beraad by te woon. Hy is toe direk gevra, is hierdie net vir die oorhandiging Sondag of is dit vir meer? En hy het toe bevestig, dit is vir meer, om by te woon. Maar intussen laat Amerikaanse tyd gister, so iewers in ons nag, het die Withuis persverklaring of 'n perskonferensie gehou waarin Caroline Levitt, die woordvoerder van die Withuis, gesê het, nee, dit is vals nuus en dat hulle definitief dit nie gaan bywoon nie. En dat hulle, sy sê dat president Donald Trump ongelukkig is met van president Ramaphosa se uitlatings en dat hulle wel 'n afvaardiging stuur om dit te oorhandig. En as ek reg verstaan, is dit die charge, the affair wat in Suid-Afrika gesetel is wat die oorhandiging gaan waarneem. Nou, hierdie storie speel nou al so lank af, ek sal nie verbaas wees as Amerika wel instap en in bywoon nie. So ek dink Suid-Afrika is die hele tyd op gereedheidsgrondslag vir in geval daar wel 'n verteenwoordiging van Amerika gaan kom. Kyk, die B20 is reeds aan die gang sedert Woensdag waar hulle oor besigheidsgoed praat en absolute ander gesprek en ek weet daar was ook Amerikaners betrokke. Maar ja, dit is 'n interessante tyd in ons geskiedenis met China wat ook nie dit bywoon nie. Maar soos 'n politieke ontleder vroeër die week gesê het, Xi Jinping homself is nie iemand wat vreeslik rondreis nie. So dis meer 'n hy wat nie wil rondreis nie eerder as wat dit 'n politieke skuif is om dit nie by te woon nie. Dit was interessant, jy noem die charge d'affaires. Ek sien vanoggend het ook gesê Ramaphosa gaan dit nie aanvaar nie. So hy gaan nie ons dit die oorhandiging doen aan Amerika nie. Hy het gesê hy is nie gewillig om dit aan want dit is eintlik 'n junior amptenaar en hy gaan nie dit oorhandig aan 'n junior amptenaar nie. Ja. Ek dink wat ook vir my interessant was dat Donald Trump vroeër die week gesê het die G20 het te veel mense wat dit bywoon en dat volgende jaar sal die G20 wees, die 20 lande wat deel vorm van die G20, want daar is baie ander lande wat hierdie keer saamgenooi is vir die G20. Die G20+. Dit is definitief die G20+. Die week, want onthou, hoeveel keer kry Suid-Afrika die geleentheid om uit te hang, om die rooi tapuit uit te rol, en dis die eerste keer in Afrika wat dit plaasvind. So, definitief, typies aan ons straatligte in Johannesburg rondom daai area werk nou. Alles is mooi afgepoets, so, die koper is gepoets, positiewe ding vir almal. Vir Johannesburg, vir Johannesburg is dit 'n goeie ding. Daar was, sorry, ek weet ons moet nou aanbeweeg, maar daar was 'n berig in die Wall Street Journal hierdie week waar 'n joernalis geskryf het, hoe kan hulle hierdie G20 hou in hierdie stad wat heeltemal verval? Dit is 'n absolute vervalle stad. En die hoeveelheid kommentare van mense wat daarop sê, jy het hierdie storie verkeerd, dis 'n stad van resilience. Dis 'n stad wat herleef en beleef ten spyte van korrupsie. So ja. Dis mooi gesê. Dan die George ramp en die slagoffers wat steeds sukkel. Hierdie is 'n tragedie. Ja, kyk, mens mag nie agenda setting doen nie, maar ek het spesiaal hierdie storie gevat want ek weet dit lê jou ook na in die hart. En ek meen, dit is nou al 'n jaar en 'n half later. En president Ramaphosa het kort na die bouramp beloof, die George bouramp, dat hy gaan help en dat daar hulp vir hierdie mense gaan wees. Daar is nog steeds niks gedoen nie. So hulle het nou bymekaar gekom en hulle toe nou 'n openbare sitting in Thembalethu in George het hulle 'n memorandum oorhandig aan die openbare komitee van die parlement en gesê hier moet iets gebeur. Daar is verwarring oor wie moes nou al iets gedoen het, wie nie, maar daar word op hierdie stadium niks gedoen nie. 'n Foto wat jy daar sal sien is een van die Mosambiekse werkers wat sy been verloor het.
Hy kan nie vir sy gesin sorg nie en hy is net een van die talle voorbeelde van mense wat nie meer kan sorg vir hulle gesin nie en wat nog nie ondersteuning kry nie. So ja. Dis nogal skokkend want hulle praat van, jy weet, na hierdie gebeur het, was natuurlik elke amptenaar daar om hulle medelee te betoon en ook te sê, jy weet, hierdie persoon moet afgedank word, hier is die probleem. Alle aantuigings wat daar kan wees, maar die enigste minister wat hulle noem wat wel kontak met hulle gemaak het is Dean McPherson, so dis interessant. Ons weet ook daar's baie nuwensgewende organisasies wat gehelp het. Ons weet Roundtable, want ons het self verlede jaar met hulle gepraat hoe hierdie gebeur het, wat ingegryp het. Maar as al beloftes gemaak word aan hierdie mense, soos jy sê, jy het een genoem, daar's iemand wat hulle sig verloor het, wat nie meer kan werk nie, wat moet jy doen? As jy beloof het om te help, moet jy help. Dis die ding en ek voel, ja, daar's baie nuwensgewende organisasies en dis die wonderlike ding van ons land dat hulle opstaan om te help, maar waar is ons regering? Ja. Dan oor na sterk bande tussen Suid-Afrika en China, nadat die FSA hulle HIV-vigs ondersteuningsfonds onttrek het, en toe sê China, maar ons sal julle help, ek wonder net in ruil vir wat? Ja, so ons weet nie lekker nog, dit sal ons ooit weet in ruil vir wat, maar ja, interessant is ons terug hier by die politiek tussen Amerika en Suid-Afrika. Amerika, ons weet hulle die PEPFAR-befondsing baie radikaal gesny, hulle het weer intussen gesê, daar is 'n tydperk wat hulle dit nog sal gee. Maar nou China, soos hulle in Engels sê, came to the party, met byna 60 miljoen rand wat hulle beloof vir HIV-vigs. Wat vir my baie interessant is dat dit spesifiek vir twee groepe aangewend gaan word. En dit is die jong mense wat HIV opdoen en dan dwelmgebruikers of HIV pasiënte wat dit kry deur dwelmgebruik. Dan dink ek spuitnaalde. Ja, dan dink ek maar kan ons dan die dwelmprobleem asseblief aanspreek? Ja, is dit dan eintlik ek dink nou baie eenvoudig daaroor, maar regtig, dit is my baie erg. Ja, so Dr. Aaron Motsoaledi wat sê hy is baie dankbaar vir hierdie inspuiting vanuit China. Die goeie positiewe inspuiting vanuit China wat ons ver gaan bring. Dit is nog nie die volledige oplossing vir die probleem nie, want dit is 'n radikale probleem in ons land. Tanya, dan 'n storm saai verwoesting. Ja, so ek hou daarvan om 'n bietjie nuus uit Limpopo te bring. Woensdagmiddag was daar 'n baie groot storm in Burgersfort gewees. Nogals heelwat van die munisipaliteit se afdakke en karre van net 'n groot rukwinde wat daar deur beweeg het en groot skade aangerig het. En ek dink nogals onverwags die staalafdakke. Soos jy kan sien op die foto wat vervrommel is, ek dink kan jy dink jy stap uit en daar's die afdak op jou kar. Jy sal ween. Ek meen ek kyk daai karre op die foto's, dis nie goedkoop karre nie. Maar nou is die vraag, hoekom het die afdakke ingesak? Hoekom is hulle nie sterk genoeg om hierdie storms te hanteer nie? Maar was dit net daar gewees wat afdakke ingesak het of was dit dit was 'n reg groot oor die ja, die hele omgewing. Dit was natuurlik nogals redelik radikaal. En 'n storm is 'n storm. Ja. Ek meen ons het gisteraand in Pretoria ook 'n redelike Hoëveldse donderstorm gehad. Okay, so dis nie noodwendig die swak dak in die dak. Nee, laat ek nou nie 'n storie maak waar daar nie een is Maar nie. mens kan dalk 'n simboliese kunsinnige uitbeelding sien in die feit dat die joernalis besluit het om 'n foto van spesifiek die munisipale dakke te neem wat nie sterk genoeg ondersteun word. Of die munisipale woordvoerder het 'n foto aan die joernalis gestuur. Jy sal nooit weet wat het daar onder die dak gebeur nie. Hoorie, dan 'n nuwe wasbeeld van prinses Diana is bekendgestel in Parys in haar wraakrok. Ja, so sy het mos daai verskriklike mooi rok wat sy aangetrek het net na haar egskeiding bekend geword het, die revenge dress. Ons almal ken die revenge, die wraakrok soos ons hom in Afrikaans noem. So hulle wou hierdie museum wou al die Greven was museum, het ek hom nou reg uitgespreek, die Musée Greven. Greven. Ja, dis waarskynlik dit, nee. Ja. Hulle wou al 'n wasbeeld van haar bekend gestel het voor haar dood en toe sterf sy 30 jaar gelede en nou uiteindelik het hulle besluit om hierdie beeld van haar te onthul met haar in hierdie rok. So ek dink is 'n goeie verskoning vir ons om Parys toe te gaan en nou te kyk en natuurlik ook simbolies want dis die stad waarin sy gesterf het daar in die tonnel en dan word dit ook onthul vandag op die 20ste November wat ook die datum is vandag 30 jaar gelede wat sy haar onderhoud gegee het op die BBC. Onthou daar was baie kontroversie die jare daarna wat die joernalis erken het dat hulle haar basies geblackmail het om hierdie onderhoud te voer met hulle. Regtig.
dis interessant dat dit val op vandag wat ons ook oor vroueregte praat en vrouens wat uitkom met wat eintlik agter die skerms aangaan en wraak dalk wil neem oor hulle omstandighede. So dit is vir my baie van toepassing. Ja, dis ook altyd my interessant. Ek dink altyd alle stories het meer as een kant en sals ooit ander mense se boeke verstaan want dit is 3 kante aan elke storie, né? Ja. Dan moet ons gesels oor die super yachts in Suid-Afrika. Ek wil net vir sê, ek is nou nie iemand wat op 'n boot of 'n yacht wil klim of op 'n jag soos die mense in Afrikaans nie, maar hierdie Luminara wat nou in Kaapstad is, Jeff Bezos het toe hy getrou het hy en sy gaste daarop gekuier. Ek sal nou nie omgee om bietjie te gaan nie, maar te seil nie. ja, Okay. maar hy het nou in Kaapstad aangemeer op pad Mauritius toe. Een van, ek dink hy is die duurste jag wat daar is. 'n Kamer vir 13 dae kos jou R334,000 of 1,6 miljoen rand. So iewers tussenin, so dit hang nou af. Ons val nou in geen van daai inkomste. Vir 13 aande. Ja, vir 13 aande. Nee, dit is nog steeds te duur so. Ek probeer net 300,000 gedeel deur 13. Ja, wel. Nee. Daar's plekke in die Wildtuin wat duurder is. Ja, nee, dit is so. Maar goed, baie bekendes wat al op hierdie boot gevaar het, jag, onder andere Kendall Jenner, Sting, Sofia Vergara, Ricky Martin, Orlando Bloom. So as jy in die Kaap is, kan jy loer, hy gaan nog ook stop in Klobega en hy stop ook in Durban, dink ek. Nou wonder ek watter bekende tans op hierdie So hulle mag nie sê nie. Hulle mag nie sê nie. So een van die bekende wil Suid-Afrika toe. Ja, so hulle is op pad Mauritius toe. So hulle is voor nou Kaapstad, Port Louis. Ja. Maar Mossel Bay, Klobega en Durban. Dis waar nou gaan stop. As jy Mossel Bay woon, ek dink dit behoort nogals lekker te wees om die naweek te kyk wat gebeur daar. Hoorie, ek wil net sê hy het buiten sy 7 kroë en sy spa het hy 'n wynkelder. Seker aan die onderkant van die boot, net daar waar Leonardo amper versuip het. Daar, presies daar. Jy weet daar, dit moet nogals interessant wees. Ja. Ja, om dit te sien. Baie dankie Tanya, dit was insiggewende stories gewees en dankie vir jou moeite daarmee. Ons sien jou binnekort weer vir jou Kersprogram hier Kombuis. Ons sien baie uit na wat jy voorberei. Nie vandag nie, op Kersdag. Ja. Bly ingeskakel vir nog groot ontbyt. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.